myne en syne. 1 Korintiërs 2 verse 14 en 15 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Hoe spandeer 'n Christen sy geld? 'n Vraag soos hierdie is vir 'n ongelowige mens onsinnig, want hy spandeer sy geld soos hy wil. Dis mos sy geld. Selfs vir 'n onvolwasse Christen kan so 'n vraag irriterend wees, want ons laat ons nie maklik voorsê in privaat sake nie. Soos die ou predikers gesê het, die beursie word heel laaste gered. 'n Volwasse Christen het egter nie 'n probleem hiermee nie, want hy leef nie langer vir homself nie, maar vir die Here. Hy weet dat sy geld nie werklik syne is nie, maar die Here se en hy die rentmeester daarvan. Sy gebed is, Here, lei my in hoe ek hierdie geld moet spandeer. Kom ons dink geestelik oor ons geld. Kom ons onderskei die wil van God hieroor. Die skrif het immers heelwat oor geld te sê. Ja, kom ons word volwasse in die Here. Kom ons bid saam. Hemelvader, my geld is u geld. Help my om nie vleeslik en onvolwasse daaroor te dink nie, maar geestelik en volwasse. Ek mag gebruik en geniet wat u my gee, solank ek sensitief is vir u wil en u leiding. Nie net ek nie, maar ook u het 'n plan met my finansies. Amen. Die Here seën jou.